Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Ek is Chantal Whites en ons praat oor rit en Boaz en ons is op het na vir die laaste 13 maande. Ons is oor 'n jaar wat ons net praat van Boaz en rit en ons het ander goedjies ingesit, maar het kom terug na die belangrikheid van wat God vir ons wil sê deur die lewe van Rit en Naomi en natuurlik Boaz. Ek het vir die gemeente gesê, of vir Christkerk gemeente gesê, dat vir die laaste paar maande is ons op die dorsvloer en mense, jy moet asemhaal op another level, dat ek jou nou iets vertel. En maar ons kom deur en ons is deur die ergste. Maar as daar is 'n paar goed wat die dorsvloer vir ons geleer het en vir ons leer, wat uncomfortability bring, maar wat realignment bring. En ek wil net vandag, voor ek enige iets sê, wil ek gewoon met ons as familie praat. Ek wil met jou praat as 'n kind van die Here. Dat iets wat gister by my gekom het, voor ek nou die program doen, kom het by my dat ons kyk na die lewe van Rit en ons kyk na waarvan af sy kom van Moab, sy's 'n Moabitiese meisiekie, en dinge is net, daar was sy vanaf kom, aanbid hulle afgode, so hulle dien nie die God van Israel nie, so haar lewe is maar heeltemal shaky, want as jy nie God aanbid nie, my mens, as jy shaky, dit weet ons, die besigheid maak so onder jou. En ons verstaan dat sy ontmoet die vrou Naomi en Elimelech en haar 2 seuns waarvan sy met 1 trou Malen. En hierdie hele lewe van haar verander en sy kry stabiliteit en sy kry rigting en sy kry hoop en sy kry al die goed alles in een, maar is iets wat sy nie verstaan nie. En wanneer ons na die Here toe kom, dan word ons exposed aan goed wat ons nie altyd verstaan nie. Ons verstaan nie alles nie, want het is moeilik om alles te verstaan wanneer jy kom van nêrens af, wil ek amper sê, van 'n plek wat jy ken is chaos, rejection, jy ken net mense wat jou wegstoot, mense wat jou gehaat het, bekleierery, jy ken meer teleurstelling as enigiets anders. En nou moet jy kom in 'n plek in wat jy liefde beleef, wat jy aanvaarding beleef, wat jy warmte beleef en niks vir jou maak sin nie. Maar tog moet jy kans gee, because die Here werk goed uit. En iets wat ek beleef het in my lewe en in die bediening, en veral in All Nations House of Glory Ministries waar ek is dat daar is 'n liefde wat ons het vir mense, en dit is nie liefde wat ons pretend nie, dit is liefde wat ons vir mense het, net omdat ons die liefde van God binne in ons hart het. Klink klaar. Ons sal altyd sê dat mense sal altyd visitors warn, wanneer hulle na die kerk toe kom, gaan hulle sê, jy gaan hugs kry en jy gaan verwelkoming kry wat abnormal is. En dit is omdat dit is wie ons is. Want omdat ons die liefde van die Here binne in ons het, is dit nie 'n moeilike ding dat het moet net straal. You know what I mean? Het moet net straal. En ek wil vandag sê dat Naomi gee vir Rit ons is in hoofstuk 3, ons is op die einde van hoofstuk 3 op die dorsvloer waar Naomi vir Rit sê, wait, sit
and learn how this matter will turn out. For the man will not rest until the matter has been resolved. So dit is die opdrag wat Naomi vir Ruth gee. Sy sê van jy moet sit, jy moet wag, jy moet die ding mooi kyk, because why? Naomi, die man Boaz, jy moet wag, jy moet kyk wat gaan gebeur, jy moet kyk in die lewe in, maar terwyl jy kyk, wees bidend, wees waaksaam, gaan about your business, maar weet net, iets is besig om te gebeur in die agterkant. So, Boaz moes al gegaan en gepraat by die hek, to negotiate the deal, dat hy die land van Naomi en of kan koop, van Elimelech kan terugkoop, en ook met Ruth kan trou, so verstaan hy. Maar wat ons moet verstaan is dat, terwyl dit goed gebeur, is daar 'n realignment, of 'n alignment, wat plaasvind. Wat is die woord van alignment? Jy word in lyn gebring met dit, nie wat jy weet nie, jy word in lyn gebring met dit wat God gereed het vir jou. So hier staan ek, daar's die prentjie, en ek moet nou kom wat daai persoon is, waar Chantel staan daar, en ek het laasweek in die bid hier toe maak ek 'n illustration, waar ek mense sit voor my, en in die spieël, is dit almal ek, is Chantel, en die lyn is net vol van Chantels, en wat nou gebeur is, God laat my stap teen 'n Chantel wat deel met rejection, 'n Chantel wat deel met hurt, 'n Chantel wat deel met alcohol, 'n Chantel wat deel met drugs. So elke een van ons, 'n stukkie van my moet ek mee deel. So ek loop my elke keer teen 'n muur vas van myself, en dit is nie 'n slegte ding nie, is net 'n harde ding, en is 'n moeilike ding, want nou moet ek goeters face wat ek nie hoef te gefeis het nie, of nie wil te gefeis het nie, maar ek moet dit nou face, because die Here wil my bring in 'n verheerlikte lewe. Die Here wil my bring in die land van melk en honing. Die Here wil my bring by 'n plek, dit wat die tafel wat hy gereed het vir my, wat gedek is, wil hy vir my sit maak, en hy wil sê, kom my kind, ek wil hê jy moet beleef dit wat ek gereed het vir jou. Maar die probleem is, ons almal maak nie die toets hierdeur nie, en dis waar die probleem nou is. Ons maak nie almal die toets hierdeur nie, en al wat ek vandag vir die kinders van die Here wil sê is, Apostle Paulus het gesê, I've run the race, I've fight the good fight, I've stand, and when you've done all to stand, stand. Hy sê, as jy alles gedoen het om te staan, dan staan jy nog. Al staan jy skuins, maar staan net. Al staan jy en jy leun teen iets, maar staan net. Because hier gebeur so baie goed rondom ons. Dit onthou net, en ek wil dit vir die kinders van die Here vandag sê, moenie dink vir 'n minuut, dit wat rondom ons gebeur, is al nie. Daar's goed in die geestesrelm, wat besig is om te gebeur, wat baie meer profeties is vir my lewe, en vir jou lewe, as wat jy ooit by mekaar kan sit. So ek en jy is gefokus op wat hier gebeur, ons kyk na hier, wat hier rondom my gebeur, maar ons besef nie, dat hier is groter goed rondom ons, wat ons nie kan sien nie, wat actually ons stadig millimeter vir millimeter in destiny in push, en ons verstaan nie dit nie. En ek wil vandag vir ons sê, dat toe Naomi vir Ruth sê, jy moet wag en jy moet sit, was dit miskien een van die moeilikste opdragte, because nou het sy 'n encounter gehad met hierdie man. Sy was op die dorsvloer met hierdie man. Hierdie man het vir haar, hulle het 'n one-on-one gesprek gehad. Hulle is so na mekaar, dat sy kan letterlik, sy asem ryk, sy kan letterlik, wanneer asemhaal, ek glo wanneer op die dorsvloer, jy moes by mekaar, so hulle is by mekaar, want toe sy beweeg, toe vra hy, wie is hierso? So hulle was in close proximity. Die distance was hier. So nou het sy 'n one-on-one encounter gehad met hierdie ding. En al wat sy kan beleef is maar, ek moet nou wag en ek moet nou sit. En is seker een van die moeilikste goed om te doen, because why? Ek moet wag, maar in die wagperiode werk God met my. In die wagperiode is God besig om vir my te align, om vir my te verander, om my lewe te verryk, om vir my wysheid te gee, om my kalm te maak, om stil te wees, en om die ding te sien van God se oogpunt af, nie van my oogpunt af nie. En al wat ek wil doen is, ek wil hardloop by mens. Ek wil hardloop, because hierdie hele scenario hier is vir my te veel. Hierdie mense hier praat te veel van my. Hierdie mense daar haat my. Hierdie mense daar dink te veel van hulle self. En al die goed werk teen ons. En al wat ek wil doen is, ek wil nie nou die goeders hoor nie. Al wat ek wil doen is, ek wil hardloop en ek wil nie omkyk nie. Maar dit is die plek en die tyd, my mens, waar ek en jy moet 'n klinkklare besluit maak en ons moet staan. Ek het in Desember maand toe sê ek vir die kerk, ek wil julle waarsku, hierdie Desember, oor in die nuwe jaar,
Die volgende paar maande is crucial, want wat ons nou hier gaan doen, gaan jou destiny determine. Wat ons nou hier gaan doen en besluit, gaan jou eindlewe, het gaan dit determine. En my mens, het is soos 'n perd wat in hardloop. Dit gebeur net so, en ek praat nie net van die gemeente nie, ek praat van ons as kinders van die Here. Dat's goed wat jy gaan moet vanaf wegstap. Want die probleem was met die kinders van Israel, hulle het gecomplain, ons het die water nie, ons het die brood nie, hoe kom het ons gelos in Egypte? Hulle het almal die gesprekke gehad, saam met Moses, en al wat God wil hê, hy sê, my mens, wil julle nie net sien wat ek vir julle gereed het nie? Wil julle nie net beleef? Wil julle net hê nie? Ek wil hê, jy moet my lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele mens wees. Ek wil hê, jy moet inkom en dit wat ek gereed het vir jou, maar dit gaan jou kos om weg te stap van jouself, om weg te stap van dit wat jou seer gemaak het, van waartoe ek jou nou wil vat, is 'n everlasting promise, is 'n everlasting joy, is 'n everlasting peace, is 'n everlasting ding, en niemand kan dit van jou af wegvat nie, maar jy gaan moet hierdie proses gaan, as jy gaan moet oor hierdie speedbump kom, en my mens, jou tong hang al buitekant al, en al wat die Here sê, en die engele cheer ons op, en ons is nou in een van die moeilikste seisoene in jou lewe. En dit is nie moeilik omdat dit moeilik is. En kan ek jou iets sê? Dit is nie moeilik omdat noodwendig buitemense maak dit vir ons moeilikie. Nee. Weet jy hoekom is dit moeilik? Dit is so moeilik want dit is 'n binnengeveg wat jy het met jouself. Want jy ken net jou eie self en ken hoe jy is en ken hoe jy was en weet niemand sukkel met my nie. Dit is die maniere, en nou sê die Here, ek wil hê jy moet daai maniere moet jy laat staan, van waantoe ek jou nou vat, kan jy nie met 'n ou Chantelly. You know what I mean? Dis hoekom Naomi vir Rut sê, bad jou my kind, jy moet jou bad my mens, because why? Jy moet jou ou mens moet jy uitkry, jy moet jou ou reuk moet jy van jou afkry, jy moet jou ou mens van jou afkry, jy moet jou ou gesprekke moet jy van jou afkry. Mense, ek weet nie meer, hoe meer kan ek die emphasis daarop lê, dat ons moet uit ons verlede uitkom nie. Jy kan nie vir altyd vashou aan die mense wat jou seer gemaak het nie. God sê in sy woord en hy sê, kyk, ek gaan 'n nuwe ding doen, kan julle dit nie sien nie? Kan julle dit, en waar jy nou is, onthou net die nuwe ding, die mense wat om jou is, die nuut wat jy ingekom het, dis die nuwe ding, en daar wil God vir jou iets doen, so dit baat nie ek en jy bly, ons kyk maar, so as ek, hoe meer ek, en dit is wat met Lot se vrou gebeur het, die next minuut toe sy nog weer kyk, toe sy 'n siltpilaar verander, want dit wat vir haar lekker was, of dink, sy het goed gelewe, sy het mense toe haar bek en kol gehad, die next minuut, my mens, almal is uit en sy is 'n siltpilaar, tot hierdie dag toe, en niks wat ek en jy probeer uitredeneer en probeer sin maak by jou gaan sin maak nie, want wat God vir Rut sê is, want onthou net die instruksie wat Naomi vir Rut gee, is ook die instruksie van die Heilige Gees, so die Heilige Gees sê van, my skat, jy sal moet stil raak, jy sal moet sit en jy sal moet wag, jy sal moet in my inkom, en jy gaan moet, as jy wil die lewe hê, wat ek vir jou wil hê, because in die eerste plek, onthou net, die blessing wat Rut ingaan gekom het, in sou kom, is nie iets wat sy al gebeleef het nie, is nie iets wat sy familie mee is nie, sy kom uit 'n plek uit wat sy in armoede was, sy ken nie abundance nie, sy ken nie 'n tafel wat goue bekers gehad het, met hierdie unleavened brode nie, sy het dit geken nie, sy het dit nie geken nie, maar nou word sy ge-invite in dit, en is die Here wat hy invite, dis nie die duiwel nie, dis die Here wat jou invite, en vir my invite, na hierdie verlenging van tafel, wat net van hier afstand tot waar jou oog nie meer kan sien nie, en die Here sê, kom, dit is wat ek gereed het vir jou, maar wat ek wil hê is, ek wil hê jy moet ontslaa raak, van dit wat jy dink, is belangrik vir jou, want wat jy bid, is nie belangrik vir my nie. Ek het nou die dag te doen, ek 'n klas, ons tweede jaar klas, en ek sê vir die studente, ek sê vir hulle, toe God met Abraham praat in Genesis 15, toe sê hy toe praat Abraham, en Abraham sê vir God, vir wie gaan ek almal my rykdom gee? Ek het nie 'n kind nie, ek het nie 'n kraai nie, vir wie gee ek alles? Moet ek dit gee vir Eliezer? Eliezer was die regterhand man van Abraham. Hy sê, vir wie gaan ek alles wat u my gee, die land, die livestock, alles wat u my gegee het, hierdie klomp diere, hierdie rykdom wat u aan my toevertrou het. Ek het niemand wat ek het kan gee nie, ek het nie 'n inheritance nie, ek het nie 'n seun
seun of 'n dogterie, verkieslik 'n seun, wat die naam kan aanvat. So ek het dit hier. En hy sê vir God, en God, mense gaan lees Genesis 15, en God praat met Abraham 'n heeltemal 'n ander gesprek. Abraham praat van 'n seun en God praat van descendants. Hy praat van 'n descendant, God praat van 'n descendants. Hy sê 1 minuut, sê hy vir God, ek het jou kindie, kan jy asseblief vir my 'n kind gee? En God sê, my skat, jou mense gaan vir 400 jaar in gevangenis wees, vir 400 jaar gaan hulle in exile wees, en hulle praat, het lyk, onthou net, hier praat Abraham, hier praat God, en het lyk, hulle praat verby mekaar, maar wat God besig is om te doen met Abraham is, Abraham praat in die nou, en God praat in die toekoms. En dis waar die verskil inkom. Abraham praat in die nou, ek het die nou gesien, en is waar wat hy sê, want hy is al in sy 90's al, en hoog in die 90's, en daar is geen inheritance nie, daar is geen erfgenaam, wat God, is waar, hy praat die waarheid, hy is reg, hy is on point, maar die gesprek wat God met hom het, is daar versus hiersom. So die gesprekke lyk, it's verby mekaar, maar die probleem is, Abraham praat in 'n nou timeline, en God praat in 'n future timeline. Toe God met Abraham praat, toe praat hy verby Isak, hy praat verby Jakob, hy praat verby die 12 stamme van Israel, hy praat in Moses in, hy praat van sy agterkleinkinders, hy praat van 'n generasie uit Abraham se loins uit, wat Abraham nooit gaan ken nie, want hy is die vader van geloof van. So wanneer God praat met mens, en ek dink dit is waar ons moet regtig die Here vra, Here, help my, dat ek kan verstaan hoe U praat. Ek dink dit is so simpel soos wat het is. Laat my verstaan hoe U praat. Laat my verstaan hoe U praat, want wanneer U praat, praat U verby my. Wanneer U praat, praat U verby my tydswese, my horlosie op my arm, verby my kostafel, verby my huise rent wat ek kan betaal. Ek kan hierdie rentie betaal, maar dan praat die Here van ek wil jou huis gee. En jy kan nie die twee by mekaar sit, want Here kan nie eens my rent hier betaal. Hoe gaan ek nog in platte kloof bly? You know what I mean? So die Here gee vir jou 'n glimpse van die future, waar jy nou is, en waar jy nou is, maak nie een sin nie. Dit maak nie een sin nie. Jy sê vir jouself, nee, heerlikheid, ek weet jy ek gaan kom nie. And that's when God speaks. He will speak about the end, and you will speak about the beginning. Or He speaks about a far future that you yourself can. En ek het mense, dit was vir my nou iets om te beleef. Ek dink ek gaan nog vandag praat oor hy klas. Kan ek julle gou iets sê? Toe ek by my vorige werk was, voor ek in voltyds in All Nations House of Glory gekom het ek gewerk, en ek was happy, ek was tot op 'n punt toe vervul, maar ek was nie my volheid vervul nie, want daar's te veel binne in my gewees, om net te wees hier waar ek is, because remember, ek werk onder mense, so, ek gaan altyd kap, ek gaan nooit my potensiaal volheid bereik nie, nooit, want ek kan nie doen wat in my hart in is nie, wat ek glo die Here is besig om te sê nie, en nie alle woord wat die Here my gegee het, was alles net vir die moment nie, van die woord wat die Here my gegee het, was in my nou, maar ek het moes nie verstaan nie, en terwyl ek in die moment was, waar ek voel dat, Here, het voel vir my so, is this all, het is wat ek vir die Here vra, is this all that you have for me? Is this my end? Is this where my life is going to end? En hoe meer ek het vir die Here vra, kan ek jou vandag sê, het die Here my nie geantwoord nie. Het is, ek bid, ek preek my mens, ek is op Radio Disa, die mense kom tot bekering, by die duisende, die Here raak mense aan, bonatuurlik, my mens kan ek vir jou gesê, ons bid, die mense word gesond, maar die Here antwoord nie vir my nie. En ek sê vir myself, dat Here, hoekom antwoord U nie vir my nie? En ek wil afsluit om dit vir jou te sê, vandag verstaan ek, hoekom die Here nie vir my kon geantwoord het nie. Want die antwoord, ek sou gesê dit is die Here praat van iemand anders. So die Here kon nie met my praat oor waar ek nou in staan nie. Die Here kon nie. Want as die Here vir my moes sê waar ek nou in staan, sal ek my eie destiny geabort het. Because die plan wat God vir my gehad het en was soveel groter. Ek kon nooit ooit in my menswese kon ek my daarin sien nie. Ek kon nie.
Ek kon nooit dink dat dit is wat die Here in store het vir my nie. So het nie eens by my mind opgekom nie. Het nie eens by my kop opgekom nie. Ek kon dit nie eens droom nie, mense. Ek kon dit nie eens droom nie. Ek kon dit nie eens droom nie. Ek kon dit nie droom nie. So die Here kon nie met my praat nie, want ek sou die ding abort het. Ek sou gesê het, ek sou iemand anders, of wat ek, as die Here my moes gewys het, sou ek vir iemand anders, ek sou miskien op daai tydstip, my senior leer at the time, vertel wat die Here my sê, gedink het, dat dit is vir hom of vir die bediening, en in die meantime, was dit vir wat die Here gereed het vir my, maar op daai moment, kon ek van niks sin maak nie. So wat ek vandag vir jou wil sê is, die Here is, het klink asof die Here stil is, en vir my voel dit baie keer, hy is stil oor my lewe. Ek sê dit selfs vir die gemeente, vir die kerk bid ek in 'n antwoord weer, maar dat ek van myself praat, dan lyk die Here is choeks, dan lyk hy praat nie 'n woordie, en dit is wat het is, because there's something coming our way, there is something that is busy shaking and shifting, en breek in die atmosfeer, in hierdie moment, in wat te groot is vir my, is te groot vir jou, is te groot vir ons mens wees, is te groot vir ons gedagte, is te weet jy wat, is te groot vir jou drome. Jy het nog gedroom nie. Kom ek sê vir jou, as jy uitgehou het by die Here, en het aangehou by die Here, en het gelê op die dorsvloer, en het dit uitgehuil, jy het uitgesweet, jy het uitgeskree, as jy alles daai klaar gedoen het, my mens, raak kalm, en ek sê dit vir myself, want hier kom 'n ding na ons toe, wat, en Oprah hulle sê dit altyd, that is larger than life, en dit is wat gebeur het met Abraham. Abraham praat met God oor a moment, and God is busy with him, with something that is larger than life, bigger than life, maar op die moment, hy kon dit nie eens dink nie, en ek wil vandag vir die kinders van die Here bemoedig, my dierbare vriende, familie, in die Here in, kom ons vertrou die Here, is makliker gesê as gedaan, wanneer jou rug teen die muur is, maar ek wil vandag vir jou bemoedig, Rut se rug was teen die muur op 'n tyd, en sy volg van Naomi blindelings, sy weet nie waantoe sy van Naomi volg nie, maar sy volg iemand wat stable is, sy volg iemand wat sterk is, sy volg 'n vrou wat destiny focus is, en sy sê vir haarself, hier kan ek nie bly nie, laat ek saam met hierdie vrou gaan. Naomi sê vir haar, julle gaan terug na hulle ma se huis toe, sy sê, soos die Here leef, ek gaan jou nie los nie, so sy gryp haar as voorskot, of haar rok, of haar doek, en sy sê, soos lank as God leef, ek gaan jou nie laat gaan nie, jou mense word my mense, jou God word my God, sy word tot bekering daar, sy sê, ek gaan waar jy gaan, want sy het iets gevind, wat groter is, as wat sy kon gedink het, sy het vrede gevind, in 'n mens, wat God in haar gestuur het, Israel, wat 10 keer groter is, as wat sy ooit kan dink. Ek glo die Here het jou geseën met hierdie boodskap, kom ons dien die Here, my skat, kom ons dien die Here, nou meer as ooit, die Here seën jou.